Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Nou as jy nog hierdie week ingeskakel het nie, ek het al begin met my Kersfees stories. En wat ons doen is ons praat oor die karakters in die Kersverhaal. En daar's baie karakters, daar 7 of 8 karakters wat pertinent genoem word en hulle verskillende rolle. Hulle bydraes tot die geboorte van Jesus of hulle teenstand, hulle weerstand teen die geboorte van Jesus. En ek dink dit sal slim wys wees as ek en jy identifiseer wie is ek in die verhaal, hoe moet ek die verskillende rolle speel, wie moet ek nie wees nie, waarvoor moet ek pas op. Ek dink die Kersverhaal kan 'n mens se lewe verander net deur die verhaal te bestudeer. Ek praat nie eers van om Jesus self raak te sien en te ontdek en te ontmoet nie. Net die verhaal kan jou laat wakker skrik. So, dis 'n kostelike verhaal. Kom ek lees vir jou, lang gedeelte. Nog 'n karakter is natuurlik die sterrekyker. Die skaapwagters. Kom ons begin met hulle. Hy sê, daardie nag, Lukas 2 vanaf vers 8 tot 12. Daardie nag was al skaapwagters in die veld buite die dorpie. Hulle skape opgepas het. Skielik het 'n engel van die Here aan hulle verskyn en die glans van die Here het om hulle geskyn. Hulle het vreeslik bang geword, maar die engel het hulle gerus gestel. Moenie bang wees nie, het hy gesê. Ek bring vir julle goeie nuus wat groot blydskap vir almal inhou. Die verlosser, ja, die Messias, die Here is vandag in Bethlehem, die tuisdorp van Dawid, gebore. En dit is hoe julle hom sal herken. Julle sal 'n kindjie vind wat in die krib lê en in doeke toegedraai is. Nou, jy wonder dadelik, wat is hulle rol? Wel, dis eenvoudige mense, doodgewone werkersklasmense wat hierdie goddelike ontmoeting kry. Hoekom hulle? Ek bedoel, daar was baie ander mense wat hulle kon. Dis dalk iets van stilte. Dis dalk iets van mense wat in die veld was, natuur connected was. Is nie mense in die gejaag in die stad en besig nie. Dis mense wat kan hoor. En die engele, die natuur, die skoonheid, alles praat met my. Ek weet nie met jou nie, van wow, ek wil in daai stilte wees. Ek wil kan hoor, ek wil kan ervaar wanneer word die Christus gebore. Nou nie net hulle nie, sterrekykers, wie aan die ander kant baie besige mense, gebestudeerde mense, slim, intelligente mense het hom ook die ster gesien in die teken. Maar as net iets, Jesus of die engele verskyn aan die sterre en dan sê hulle, hier kom goeie nuus vir die hele wêreld. Ek dink dit is baie belangrik. En later gaan die sterrekyker, die skaapwagters dit vir almal vertel. So hulle het 'n rol om te speel. Dit lyk soos 'n hoekom hulle. Later gaan hulle die stories versprei. Nou kom ek help jou net, hoekom hulle? Want hulle was die kern van Bethlehem. Dit was die skaap Mekka gewees en hulle gaan tempel toe elke jaar en hulle skape word by die groot offers verkoop en hulle skape is die luukse kos van die tyd waar hulle stories versprei. Lopie stories. Dit was amper soos die stock exchange. Dit was die markte. Hulle was daar, hulle was die kern. Daar was nie 'n vlooimark en hulle was nie daar nie. Daar was nie 'n besigheid en hulle was nie daar nie. Daar was nie 'n tempel en hulle was nie daar nie. Daar was nie 'n offer en hulle was nie daar nie. Hulle was in alles gewees. So Jesus het geweet, as jy dit in die koerant wil hê, sê dit vir die skaapwagters. Dis amper soos Facebook en YouTube en al hierdie goeters, Instagram, maar as jy die boodskap wil uitkry, sê dit vir die skaapwagters, maar hier is die woorde. Hulle is verspreiders van die boodskap. En dis wat ek en jy moet wees. Ons moet verspreiders van die boodskap wees. Oral waar ons gaan, oral waar ons raak, oral in besigheid, nie net Sondag in kerk nie. Oral waar ons gaan, moet ons verspreiders wees van die boodskap. Die verlosser van die mensdom, die goeie nuus van die wêreld het gekom. Oral waar ons gaan, moet die boodskap verkondig word. Wees 'n skaapwagter, praat, oral waar jy gaan, oor Jesus. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die skaapwagters. Ons dink as eenvoudige mense en hulle was net die gewone werkersklas. Maar hulle was oral. Hulle was oral nodig, hulle was oral verwelkom, hulle was oral, altyd. En waar hulle gepraat het, het hulle stories geloop. En Here, nou bid ek vandag, gee my 'n mond om beter te praat oor die storie van Jesus. Dat ek praat oor Jesus in alle gesprekke, alle tye, alle plekke, alle geleenthede. Die Kersverhaal is 'n goeie nuus
vir die hele wêreld. Dis nie net goeie nuus Sondagoggend in 'n kerk nie, dis goeie nuus by die skool, by die universiteit, by die werksplek, dis goeie nuus in die strate, oral, dis goeie nuus op die sportveld, dis goeie nuus. Here help ons om die goeie nuus te verkondig, soos die skaapwagters. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.